Hallo julle almal, dit is lekker om weer terug te wees hier by die Tekkiesdiens en saam met julle te kuier, so baie welkom. Vandag is daar sommer net een afkondiging wat ek met julle wil deel en dit is dat volgende week gaan daar nie 'n Tekkiesdiens wees nie. Dit is dan 'n skole lang naweek, maar dan die week daarna, die Sondag van die 21ste, is dan ons laaste Tekkiesdiens vir die kwartaal. So julle is welkom hier saam met ons in die kerk te kom bywoon of dan op hierdie manier daarna te kyk, maar ja, onthou sommer net volgende week is daar nie 'n Tekkiesdiens nie. Daar is wel ons gewone erediens, so julle is altyd welkom om dan daarso ook in te skakel by daardie erediens. En dan wil ek sommer vandag vir julle groet en sê onthou dat die Here vir julle baie lief is en dat hy vir julle baie goed is en dat hy deur eeue heen al 'n pad stap saam met sy kinders en vandag hoor ons sommer so van Genesis af hoe die Here 'n pad gestap het. En onthou dit, want hy is goed vir ons, hy's naby ons, hy's lief vir ons en ons stap ook vandag hierdie pad saam met hom soos wat hy die pad saam met ons stap. En met daardie gedagte groet ek julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Maar kom ons neem eers 'n geleentheid en dan sing ons hierdie volgende 2 liedjies lekker saam. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Daar sê julle, dis daarom lekker om die Here so te dien, met ons stemme en ons harte. Ons is dankbaar oor dit wat hy vir ons gee en daarom gee ons vir hom ook terug. Een manier is om hom te eer, om saam as gelowiges by mekaar te wees en 'n volgende manier is eintlik ook dan om hom te dien en te sing en uit sy woord uit te lees. Maar dan kan ons ook iets teruggee, dit wat hy vir ons gee en dis deur ons dankoffers terug te gee.
Ons sê julle, as ons die Here so dien met ons dankoffers, dan sê ek altyd, dis ook daai stukkie waardering wat ons het, en sê Here, dankie vir dit wat U vir ons gee. Daarom kan ons ook in U koninkryk teruggee. En kom ons bid ook dat die Here dit dan sal gebruik in sy koninkryk. Kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om by mekaar te kan wees. Al is dit in 'n sitkamer of waar ons ook al by vandag is om hierdie boodskap te luister. Maar dankie dat ons weet, ons is nie alleen nie. Oor die wêreld is al baie ander gelowiges en rondom ons in Suid-Afrika is ons baie bevoorreg om ander gelowiges ook te kan hê. Mag ons mekaar ondersteun. Dankie dat U vir ons seën op verskillende maniere. Ook een daarvan is deur finansiële inkomste wat ons kan kry, en dankie dat ons dit dan kan teruggee op 'n manier ook in die koninkryk, 'n gedeelte daarvan. Wil U asseblief al hierdie bydraes gebruik binne in die koninkryk, dat dit 'n verskil mag maak, Here, in die werk en daar waar daar nood is, en dat U sigbaar sal word deur al hierdie bydraes wat ons op verskillende plekke en maniere ook dan gee. Here, wees asseblief dan ook met die mense wat U nie ken nie, wat nie die goeie nuus van Jesus gehoor het nie, of wat dit gehoor het al, maar eintlik nie aandag gee daaraan nie, wat U so nodig het. Wil U asseblief ook by hulle wees, en vir hulle seën, vir hulle naby wees, mag hulle U leer ken, en Here, mag die mense in nood U ook ervaar, mag U ook vir ons gebruik, om 'n verskil te kan maak in mense se lewens. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Nou julle, vandag gaan ons lees uit die teksgedeelte, eintlik ons 2 teksgedeeltes. Die eerste enetjie gaan kom uit Genesis 12 uit. Miskien sal julle onthou, laasweek het ons gelees uit Genesis 1 uit. En in Genesis 12 lees ons van 'n man met die naam van Abraham. Later het sy naam verander, het die Here gesê, jou naam sal Abraham word. Maar hierso hoor ons nou die roeping, hoe die Here eintlik hom roep, en dan met hom gaan praat. Ek gaan vandag lees uit 'n Bybel wat ek baie gebruik het as kind. As 'n dominee het mens eintlik so baie Bybels, partykeer voel ek skuldig, want daar's mense wat nie eens Bybels het nie, en ek kan eintlik kies uit watter een ek wil lees, die verskillende vertalings en so, maar hierdie is vir my 'n Bybel wat nogal naby aan my hart is. Ek gaan net nou ietsie sommer oor die Bybel ook sê. Maar in elk geval, kom ek lees daar vir ons van vers 1 af saam. Dit sê, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran uit weggetrek het. Hy en sy vrou Sarai en sy broerskind Lot, so dit Lot was sy broer se seun gewees, en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het, en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, het hulle saamgevat, en hulle het weggetrek na Kanaan toe. So onthou die land Kanaan, dis nou 'n ver plek weg waar God vir Abraham gesê het hy heen moet trek. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek, by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. So Sichem was 'n spesifieke plek gewees, mense sou kon sê 'n dorpie eintlik ook. Daar was 'n waarsêersboom, dis 'n plek waar mense aanbid het. Die mense wat daar aanbid het, was nie noodwendig mense gewees wat God aanbid het, wat ons aanbid het nie. Hulle het dalk afgode aanbid, maar dit was tog 'n aanbiddingsplek gewees. En dit is interessant nou, wat dan nou hierna gaan gebeur by hierdie plek. Toe het die Here aan Abraham verskyn daar by Sichem, en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Nee, so dis 'n belofte wat God maak. Abraham het daar 'n altaar vir die Here gebou, 'n altaar gebou vir die Here, wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het.
met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy, hoor, weer 'n keer 'n altaar gebou vir die Here en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe versit. So hy het toe nou nog verder getrek. Nou julle, ons gaan die storieetjie eers daar so stop vandag. Ek net gou al my notas hier so lekker bymekaar kry. So julle, ek wil vandag vir julle 'n storie vertel en dalk het julle al gesien hierso so 'n lint hierso om my vinger en die hele tyd gewonder wat is hierdie lint. Ek weet nie of ek al hierdie storie met julle gedeel het, maar dit bly altyd vir my so oulike storie van Morris the monkey, nee, so Morris die klein aapie. En Morris het verskriklik baie goed vergeet. Dit klink vir my baie bekend, want as ek my kinders partykeer by die skool gaan haal, dan het hulle kosblik vergeet en dan is die skoene weg en vanaand moet ons huiswerk doen, dan is die boeke nie eers daar nie. Ek weet nie of hulle nie lus was vir die huiswerk en of hulle dit net vergeet het nie. Maar so was Morris ook gewees. Hy het so baie goeders vergeet. En toe sê sy ma, Morris, maar jy weet wat, daar is 'n leeu wat klein apies eet. En ek gaan hierdie strikkie so aan jou vinger vasmaak, sodat as jy die strikkie sien, dan moet jy die hele tyd onthou dat hierdie apie, of hierdie leeu eet apies, en jy moet versigtig wees. Jong, so is Morris uit die huis uit en hy gaan speel en eers kom hy by die bobbejaantjie en die bobbejaantjie vra vir hom, Morris, wat is daai om jou vinger? Hy sê nee, maar dit is sodat ek onthou. En die bobbejaantjie sê nee, maar dis baie oulik, okay, en so gaan Morris aan, speel 'n bietjie verder deur die bome en daar kom hy by sy vriend, die olifant, en die olifant sê vir hom, Morris, wat is daai om jou vinger? En hy sê, man, hierdie strikkie laat vir my onthou. En die olifant lag vir hom, hy sê, jong, ons olifante vergeet nie, maar jy moet baie lekker dag hê. Daar is Morris weer weg, en hy speel, en hy kom by sy vriend, die papegaai, en die papegaai vra vir hom, Morris, wat is daai om jou vinger? Hy sê, man, dis 'n strikkie sodat ek moet onthou. En die papegaai sê, wat moet jy onthou? Hy sê, nee, ek kan nie eintlik onthou nie. Maar so is Morris weer weg en hy speel en hy kom by sy vriend, die leeu. Wel, seker nie eintlik sy vriend nie, maar hy kom by die leeu. En hy sien, maar die leeu het ook so 'n strikkie so om sy poot. En hy vra vir die leeu, man, wat is daai strikkie daar om jou poot? En die leeu antwoord hom, sodat ek moet onthou om apies te eet. Morris het so geskrik dat hy deur die bome weggespring het en haastig gehardloop het na die huis toe. En van daai dag af het Morris nooit weer vergeet nie en was dit nie meer nodig vir die strikkie om sy vinger gewees nie. Nou julle, in ons lewe moet ons ook sekere goeders onthou. En as ons in hierdie Bybelgedeelte lees, dan is daar nogal 'n paar kosbare goeders hierso. So miskien die eerste sommer net, as ons weer vinnig dink in daardie teks, is dat God het vir Abraham gesê, dat jy moet wegtrek uit jou land uit. Nou julle, ek dink dis 'n moeilike ding, né? Baie mense sê, man, ja, ek trek sommer vinnig weg, maar ek het al gesien van my vriende, wat wegtrek uit Suid-Afrika uit, dit is baie swaar as hulle familie moet groet, hulle is hartseer, hulle weet nie wanneer hulle mekaar weer gaan sien nie. Ja, ons het deesdae WhatsApp calls en allerhande ander maniere om met mekaar te praat en mekaar oor 'n foon te sien, maar dis darm nie dieselfde as om vir iemand 'n drukkie te gee nie, né? So dit moet nogal erg wees. En so in daardie tyd van Abraham was daar nie eers selfone gewees of Skype of videocalls of wat ons ook deesdae mee 'n Zoom en so gebruik nie. So Abraham moes wegtrek saam met sy vrou en sy broer se seun en saam met 'n klomp slawe wat hulle gehad het, weg van hulle familie af, weg uit hulle land uit ook. En die Here sê, maar Abraham, ek gaan vir jou 'n land aanwys of uitwys, 'n land wys waarheen jy moet trek en waar jy gaan moet woon. Dan hoor ons ook 'n belofte hier binne, en dit is nou dit wat die Here dan nou sê. Hy sê, jy moet trek na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal vir jou 'n groot nasie maak, en ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.
En dan gebeur daar hierdie ding, ek het mos nou gesê, julle moet onthou dat Abraham trek dan na die land Kanaan toe, nê. Vandag is die land Kanaan die land wat ons ken as Israel. So ons het ook later deur die Ou Testament, dan hoor ons van die Israeliete. Nee, so dis die mense wat in Israel gaan woon het. God het hierdie belofte al vir Abraham gegee, alhoewel Abraham eintlik nie in daardie land gaan woon het saam met klomp ander Israeliete nie. Maar dit was die belofte deur Abraham of aan Abraham dat God hierdie land aan sy nageslag gee. Later het hulle daarso gaan woon. Ons gaan net nou ook hoor toe hulle ingetrek het in hierdie land in. Maar dan verskyn die Here aan Abraham daar by die Waarseersboom ons. Dan hoor ons die volgende: nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot Waarseersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Dis hoekom dit ook die land Kanaan genoem is, nê, van die Kanaaniete. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: aan jou nageslag gee ek hierdie land. So dink net gou vir 'n oomblik daaraan. Daar by Sichem het die Here aan Abraham verskyn. Het daar iets gebeur wat Abraham vir die Here ervaar het of hom op 'n manier gesien het, en die Here sê vir hom, beloof vir hom, aan jou nageslag gee ek hierdie land. En toe hierdie gebeurtenis plaasvind, toe die Here op so 'n manier aan Abraham verskyn en met hom praat, of dalk was dit in 'n baie besondere droom gewees, dit sê nie vir ons presies hoe dit was nie, maar het Abraham op daardie plek 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Nou ons gaan nou praat oor 'n altaar, maar onthou net dat dit is wat gebeur het. Die Here het verskyn aan Abraham en hy het toe 'n altaar ook gebou. Maar van daar af het Abraham toe nou verder getrek na die bergwêreld toe oos van Bethel, waar hy dan tent opgeslaan het. So die mense het maar in tente gebly en dan slaan hulle die tente weer af en trek hulle verder. So ons noem dit ook nomadiese mense. Miskien het jy al daai woord gehoor, nê? Mense wat rondtrek en nie 'n vaste huis het, 'n baksteenhuis nie, is nomadiese mense, mense wat in tente bly. Nee, so en dan het hy weer tent opgeslaan met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. En daar het hy weer 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Nee, so 'n tweede keer het Abraham 'n altaar gebou. So ons hoor in hierdie gedeelte dat by twee geleenthede, die een keer by Sichem en dan die ander keer daarsom waar Bethel aan die weste kant is, Ai aan die ek dink die ooste kant sê. Ek hoop ek het dit nou reg. Ja, dan het Abraham daarso weer 'n keer 'n altaar vir die Here gebou. So een keer toe die Here aan Abraham verskyn het, net toe hy die Here se stem gehoor het, of toe die Here in 'n droom aan hom verskyn het, hoe ook al toe die Here aan hom verskyn het, en die ander keer toe hy die Here se naam aangeroep het, nie, eintlik toe hy die Here aanbid het, ook by daardie tweede plek. Nou, wat is 'n altaar? Miskien kan julle gou daai video pause as julle by mekaar is en vir mekaar sê wat dink julle is 'n altaar en hoe lyk 'n altaar dalk? Nou goed, ek het sommer 'n paar foto's hierso van altare. Miskien sal jy onthou dat heel wat later in Genesis 22 het die Here vir Abraham, toe hy nou 'n seun gekry het, die seun se naam was mos nou Isak gewees, nê? En toe moet Abraham hom gaan offer. Dis wat die Here vir hom gesê het. Dit moet eers verskriklik wees. As jy nou dink is erg om uit jou land uit te trek, hoe erg moet dit wees om jou eie seun te gaan offer? En so het Abraham weer 'n keer 'n altaar gebou. Gelukkig het Abraham die hele tyd bly glo dat die Here sal voorsien. En so het dit gebeur dat net voordat Abraham sy seun doodgemaak het om hom te offer, het Abraham gehoor dat daar so 'n bok in die bos, en toe kon hy hom offer en nie sy seun nie. So daar moes Abraham weer 'n keer 'n altaar bou. 'n Altaar was gewoonlik uit klippe uitgebou gewees. En so moes
hulle hierdie klippe so op mekaar stapel, of dalk het hulle te mekaar gesit, daar's verskillende foto's ook om vir julle 'n idee te gee, en dan moes hulle partykeer iets offer, soos 'n dier daarso. Partykeer was dit net gewees waarskynlik dat hulle hierdie altaar gebou het as 'n herinneringsplek van wat daar gebeur het, en dalk nie 'n offer gebring het daarso nie. Maar wat nogal belangrik is van dit, is dat hulle het hierdie altaar nie afgebreek nie. Hulle het die altaar ook dan daarso gehou. Nou gaan ons lees uit 'n tweede teksgedeelte uit, en dit is 'n teksgedeelte uit Numeri 4 uit. Ons gaan lees Numeri 4 vers 1 tot 7, en ook dan Numeri 4 vers 20 tot 24. Nou onthou wat ek gesê het van die altaar, dat hulle dit nie afgebreek het nie, en dat dit vir hulle gehelp het om te onthou, dat elke keer as hulle by daardie plek weer verbygaan, dan onthou hulle wat daarso gebeur het. So byvoorbeeld, toe die Here aan Abraham verskyn het daar by Sichem, as hy weer op 'n stadium daar sou verbygegaan het, dan sou hy hierdie altaar gesien het wat hy gebou het, en dan sou hy onthou dat die Here daar aan hom verskyn het en wat die Here vir hom gesê het. So dit was 'n manier vir hom om nie te vergeet nie, om te help, om te onthou. Nou kom ek lees die volgende gedeelte. So onthou julle nou, die Here het aan Abraham die belofte gegee dat Kanaan, die land Kanaan, sal hy aan Abraham se nageslag ook dan nou gee. Jare later het nou baie dinge gebeur, dan hoor ons, Abraham is toe ook nou baie lank al dood, en hulle het toe al in Egipte gaan woon, deur Josef se boeties wat hom verkoop het. Hulle het ons eers in die put gegooi, toe word hy uitgehaal, toe word hy verkoop aan mense wat slawe weer verkoop of handel dryf. So eindig hy in Egipte op. In 'n droogte het Josef se familie daar kom bly. Toe het hulle meer geword, toe het hulle slawe van die Egiptenare geword. Toe is Moses gebore later, en so het hulle uitgetrek op 'n manier toe nou. En toe het hulle nog 40 jaar rondgetrek ook. En na daai 40 jaar gebeur hierdie nou in Numeri 4 vers 1 tot 7. Sê, nadat die hele nasie deur die Jordaan is, die Jordaanrivier, dis nou daar by daai land Israel of Kanaan eintlik, soos wat dit nou aan Abraham gegee was, of in Abraham se tyd was, deur die Jordaanrivier is, het die Here vir Josua gesê, neem nou die 12 man uit die volk, een uit elke stam, daar was 12 stamme, en sê vir hulle, vat hier uit die Jordaanrivier, op die plek waar die priesters gestaan het, 12 klippe, en neem hulle saam met julle deur en sit hulle neer op die plek waar julle vannag oorbly. Dalk moet ek net gou verduidelik, So die rivier het gevloei, maar toe die priesters in die water ingaan, het die water gestop. Amper soos in die tyd toe die Here 'n pad deur die see gemaak het, het hy nou weer 'n keer 'n pad gemaak deur die rivier. So die water het opgedam aan twee kante, en hulle almal kon deur hierdie Jordaanrivier loop. En toe moes een man uit elke stam daar binne in die rivier 'n klip gevat het. En dan lees ons nou verder. Josua roep toe die 12 man wat hy uit die Israeliete aangewys het, een uit elke stam, en hy sê vir hulle, gaan by die ark van die Here, julle God verby, tot in die middel van die Jordaan, en tel elkeen 'n klip op die skouers, ons neem aan is 'n groot klip, in ooreenstemming met die getal stamme van Israel. Dit moet onder julle as 'n teken dien, wanneer julle kinders eendag vra, wat beteken hierdie klippe vir u? Moet julle vir hulle sê, die Jordaanse water is voor die verbondsark van die Here afgesny. Dit het gestop, toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se waters afgesny, en daarom is hierdie klippe vir die Israeliete 'n blywende herinnering daaraan. En dan van vers 20 af tot 24 weer lees ons, Josua het die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan saamgebring het, in Gilgal opgestel, en vir die Israeliete gesê, as julle kinders eendag hulle paas vra, wat beteken daardie klippe, moet julle die kinders inlig en sê, Israel het op droë grond deur hierdie Jordaanrivier gegaan. Die Here, julle God, het die Jordaanse water voor julle laat
opdroog sodat julle kon deurgaan, net soos hy met die Rietsee gemaak het. Onthou julle, ek het nou nog gepraat van die see, die pad deur die see, het hy het gemaak het, toe hy dit voor ons laat opdroog het, sodat ons kon deurgaan. Hy het dit gedoen sodat al die volke van die aarde kan besef dat die mag van die Here groot is en sodat julle die Here, julle God, altyd sal dien. Nee, hoe mooi is dit nie? So, wat moes hulle hierso maak? Hulle moes toe die Here nou hier 'n pad deur die Jordaanrivier gemaak het, en dit was toe hulle in die beloofde land Kanaan ingegaan het. Nou gaan hulle in hierdie land in. En toe maak die Here vir hulle 'n pad oop, soos wat hy 'n pad destyds in Moses se tyd gemaak het, om dan deur die see te kon gaan, sodat die Egiptenare hulle nie kon vang nie. En toe die Egiptenare agter hulle verdrink, toe die Here weer die waters laat toegaan het, die pad laat toegaan het deur die see. En nou kon hulle ook deurgaan, en so moes hulle 12 klippe gevat het, en dit op 'n sekere plek gaan opstel het. En as die kinders dan eendag vir hulle paas vra, paas, hoekom is hierdie klippe dan so bymekaar? As ons nou hier verbyloop, wat is hierdie storie met die klippe? Dalk was die kinders nog nie gebore, of dalk was hulle baie klein, hulle kan dit nie onthou nie. Dan het daardie klippe vir die paas onthou om vir hulle die storie te vertel, hoe die Here 'n pad gemaak het deur die Jordaanrivier, en dat hulle kon in die land Kanaan ingaan, wat die Here destyds vir wie beloof het? Vir Abraham. En toe die Here dit vir Abraham beloof het, daar by Sichem, wat het hy gedoen? Hy het ook 'n altaar gebou, ook klippe op mekaar gestapel. So hierdie mooi herinneringstekens. En so het die Israeliete baie kere altare gebou of herinneringstekens, soos byvoorbeeld hierdie klippe gehad, wat vir hulle onthou het wat die Here vir hulle gedoen het, of wat hy beloof het, of wat op 'n spesifieke plek gebeur het. En dit is eintlik verskriklik mooi. En nou is my vraag vir julle vandag, watter herinneringstekens is daar in jou lewe? Miskien onthou jy nou nog die storie van Morris the Monkey, Morris die aapie wat alles vergeet het, en hoe sy ma daai strikkie om sy vinger gesit het, en hoe hy eintlik moes onthou dat die leeu eet apies, maar hy het dit heeltyd vergeet. Die strikkie moes hom herinner, maar ja, toe die leeu vir hom sê, sy strikkie is om hom te onthou dat hy met 'n aapie eet, toe het Morris baie vinnig onthou wat hierdie klein strikkie beteken, So moet ons ook baie keer in ons lewe aan goeders herinner word. Nou, julle, miskien is daar in jou eie lewe goed wat vir jou persoonlik is, wat vir jou somme van ietsie spesiaal onthou. Partykeer is dit 'n foto of 'n kaartjie, of dalk 'n spesiale skildery, of 'n baie besondere blommetjie wat jy op 'n plek geplant het, om dit dalk vir julle, partykeer doen ons dit as een van ons diere dood is, 'n kaaitjie of 'n hondjie wat ons dalk daar begrawe het, en dan herinner dit ons van hulle wat daar so is. So ons sit vir onsself in ons lewe ook herinneringstekens. Daar's ook vir ons goed wat ons herinner aan spesiale gebeurtenisse, of besondere gebeurtenisse, partykeer hartseer gebeurtenisse ook, maar in ons lewe. Maar nou is my vraag verder, is daar ook dalk spesiale goeders wat jy in jou huis het, of in jou lewe het, of naby jou het, of op 'n spesiale plek het, wat vir jou herinner aan iets wat die Here vir julle gedoen het, En so het ons vandag die kruis hierso agter. Die kruis is vir ons 'n baie mooi herinneringsteken aan wat het gebeur, Wie het vir ons aan die kruis gesterf? Jesus. Hy het gesterf vir ons sonde, maar ons weet ook die kruis is leeg, omdat hy nie dood gegaan het en dood gebly het, Nee, hy het opgestaan uit die dood, sodat ek en jy God se kind kan wees. Hoe mooi is hierdie herinneringsteken van die kruis vir ons, juis daarvan dat Jesus vir ons 'n pad gemaak het, dat hy eintlik ons pad is. Hy sê ook, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is julle weg na God die Vader toe. So 'n kruis is vir ons 'n mooi herinneringsteken. Ek het vandag sommer 'n ander enetjie saamgebring, 'n doringkroon. Ons het hierdie ene onlangs gebruik ook, juis op 'n kruis, toe ons Paasfees gehou het, om vir ons te herinner hoe Jesus vir ons sonde gelei het, en hoe sleg hulle hom behandel het, hoe seer hulle hom gemaak het, en dat hy die pyn gevat het vir ons sonde. So hierso is byvoorbeeld 'n kersie ook,
In ons gemeente, as ons babietjies doop, dalk het van julle dit ook gekry, is daar 'n kers wat ons aansteek en vir die mense gee. En dan sê ons vir hulle, julle kan hierdie kers vir julle kind elke jaar op die dag wat hulle gedoop is brand, om vir hulle te herinner dat hulle is God se kind. Nee, so mooi is dit nie. Kersie herinner ons dat ons is gedoop, ons is God se kind, hy stap hierdie pad al lank saam met ons. Ja, ons kan van hierdie kers onthou. Die doop self, as ons in die gemeente is, in die kerk, is al baie keer 'n doopvond, partykeer soos met ons graad 1 kinders, laat ons 'n moment doen waar hulle die doop in die water vat, om vir hulle te herinner dat hulle is God se kind, hy is vir hulle baie, baie lief, en hy stap hierdie pad, ons lewe lank al saam met ons, hy was betrokke by ons, toe ons gevorm is, so toe ons klein babietjies nog was, nog voor ons hom geken het God ons al geken, het hy van ons geweet. Ek gaan hom uitblaas, dat hy nou nie so mors nie. So ja, en dan sommer in my eie lewe, ek het nou vir julle gesê van hierdie Bybel, my oupa en my ouma het vir my 'n Bybel gegee, toe ek gebore ook is, seker maar met my doop, en ongelukkig daardie Bybel het op 'n stadium toe ek gaan kamp het, nat gereën, en ek weet nie wat van die Bybel geword het nie, iewers het hy verlore geraak, maar hierdie was die volgende Bybel wat ek gekoop het, so dis eintlik my Bybel, so deur my lewe as 'n jong kind gewees, en as 'n student en so wat ek altyd gebruik het. So hier sommer goetertjies in, soos byvoorbeeld hierdie wat ek ingekleer het en wat iemand op 'n stadium vir my gegee het op 'n uitreik, wat vir my verskriklik mooi was toe ons in Namibië toe was, wat ek hier voor ingeplak het, en ja, dit is vir my herinnering aan 'n Namibië uitreik waar die Here in my lewe gewerk het, en hier binne is kaartjies en foto's en besondere goeders ook, tekste wat ek dalk hier en daar gemerk het ook. Dan sommer die Bybelsak waarin hierdie Bybel is daar ook goedjies wat spesiaal is. Iemand het op 'n stadium hierdie bandjie vir my gegee. Ek kan nou nie so mooi onthou van hom nie, so hy is nie van so besondere herinneringsteken nie, maar hierso is ook 'n klein kruisie, en by een van die gemeentes waar ek was, die eerste gemeente waar ek 'n dominee was, in Sasolburg, was daar 'n oom wat altyd sulke kruisies gegee het. So hierso is een van sy kruisies, en hy het dit altyd vir die kinders gegee, wat dan belydenis van geloof aflê. So aan die einde van hulle Sondagskool, ek sien hierdie kers maak baie moeilikheid hier. Hy wil nie doodgaan nie. So aan die einde van die kinders se Sondagskool, dan praat ons van belydenis van geloof. Dit is wanneer jy bely, of wanneer jy met jou eie mond sê, ek glo in Jesus Christus. En die oom het altyd hierdie kruisies vir daardie kinders gegee. So dit herinner my ook om te sê, ek is 'n kind van Jesus Christus, en om nie skaam te wees daaroor nie, om dit vir ander mense te gaan vertel. En dan so laaste hierso, ek wonder of julle dit kan mooi sien, is amper soos 'n ringetjie, so om my vinger, daar kan jy so 'n bietjie die kralietjies en die kleure en goeters daarso sien, ek hoop hy fokus dalk net so mooi hierso, lyk of hy meer op my gesig fokus, maar hierso is so 'n ringetjie met klomp kleure, so daar is, byvoorbeeld, so kleur wat so, lyk so 'n bietjie so sand, vuilerige kleur, en dan is daar, rooi en wit en groen en blou, en dit is die kleure van die woordlose boekie. Nou dit het ons ook gebruik op Namibië uitreike, en dit vertel eintlik die storie van hoe ons gered word, So ons is maar vuil met sonde, ons het die Here baie nodig, maar die Here se bloed, die rooi, kom maak vir ons skoon, en dan is die wit, ons is so wit so sneeu, die Here kom maak ons lewe heeltemal skoon, maar dan is daar groen om vir ons te herinner dat ons moet groei in ons lewe. Ons kan nie net stil staan nie, maar ook dat die blou, die Heilige Gees, help vir ons om in ons lewe te groei. So julle, daar is baie herinneringstekens wat ons in ons lewe kan hê, en party van hulle is meer kosbaar, maar sit vir jouself herinneringstekens in jou lewe, om te onthou wat die Here vir jou gedoen het, sodat wanneer jy daar verbystap en jy dit raak sien, dan onthou jy, hierso het die Here vir my iets baie spesiaal gedoen, of hier het 'n baie besondere ding in my lewe gebeur, waar ek glo dat die Here by dit betrokke was, ek het hom net ervaar, ek weet net dit is so, dalk het hy 'n gebed beantwoord van jou, en dan kan ons dit onthou. So herinneringstekens is goed vir ons, kom al van die Bybelse tyd af, soos die altare wat hulle
gehad het of die klippe wat hulle op mekaar gestapel het. En mag ons ook onthou wat die Here dan gedoen het. Nou ja, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons baie goed is en dat U hierdie pad so saam met ons stap. En help vir ons om dan te onthou wat U vir ons in ons lewe doen. Dat ons nie net sal sê, wow, hierdie was kosbaar en dan vergeet ons weer daarvan nie. Maar dat U regtig hierdie dinge wat in ons lewe gebeur vir ons help om ook herinneringstekens in plek te sit, sodat ons altyd kan onthou wat is dit wat U op ons lewenspad gebeur het, sodat wanneer ons daar verbygaan of eintlik terugkyk en hierdie herinneringstekens raak sien, dan weet ons, Here, U stap al 'n lang pad saam met ons en kan ons onsself daaraan herinner. Onthou ons ook van die goedheid wat U in ons lewe gee en hoe U eintlik altyd daar is, al vergeet ons partykeer so 'n bietjie daarvan. Help vir ons om dan nie te vergeet nie. Wil jy asseblief ook met ons wees deur die res van die dag en ook die week wat vir ons voorlê, en as daar mense is wat miskien volgende naweek met die lang naweek gaan reis, dat hulle ook veilig sal reis. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Nou ja, mag julle 'n mooi dag hê, ontvang die seën van die Here ook. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Mooi dag vir julle verder, geniet dit. Onthou, volgende week is daar nie 'n tekkiesdiens nie, maar wel nog enetjie oor 2 weke, die laaste een vir die kwartaal. Totsiens julle almal.